Ek is nou so dors, hierdie koffie is ek op 4 warm. Is dit water? Dit is water. So ek wil vanoggend met jou 'n storie deel. Eenvoudige storie. Hierdie ding ham so bietjie. Het eendag was daar 'n klein seentjie wat altyd by sy oupa aan die werkswinkel gaan sit het. Nou, voordat ek dit verder vertel, wil ek jou net sê wat die titel is, want die titel is die posisie in verhouding. Nou, ek wil vandag vir jou sê dat daar soveel krag in verhouding, daar's soveel krag in die feit dat ons baie keer sekere dinge mimiek. Ekskuus, is die water. My liggaam is in skok. Maar wat ek beleef is, ons sal dit net weet as gevolg van verhouding. So die storie gaan as volg. Sy oupa was 'n bekwame houtwerker en hy het stoele en tafels en speelgoed gemaak met sy eie hande en die seentjie het altyd vir hom gevra, net soos 'n kind altyd doen, hoekom? Nou ek het nou nog nie kinders nie. Maar as ek langs die kind loop wat heeltyd hoekom, dan sal ek naderhand vir die ma sê, antwoord net die kind! Want dan, sies ek is jammer. En hy vra vir sy oupa, hoekom gebruik jy nou hierdie tool? Nou ek wil vandag vir julle sê, ek het die voorreg gehad om ook daai kind te wees wat hoekom vra. Dan gaan staan ek as prins waar my oom gewerk het in die gras, ek hoekom wil ek nou daai ding, dan sê hy, want dis die size. Maar hoekom is dit die size? Want dis hoe hy gebou is. Maar hoekom is hy so gebou? Ek weet nie, vra vir 'n fort. En hy vra, oupa, hoekom gebruik jy hierdie gereedskap? Oupa, hoe weet jy watter hout is sterk genoeg? Nou, ek wil vandag vir jou sê, ek wat self bietjie hout gedoen het, as iemand vir jou vra, hoe weet jy? Ek weet net. Nee? Ons het nie meer die tyd en die lus en die uithou vermoë wanneer daar te veel hoekoms is om te antwoord nie. My persoonlikheid is so, vra my vrou en Joshua, hy kan definitief getuig hiervan. As ek sê, vat gou daai ding soontoe, moenie my vra hoekom nie, doen dit en dan kom vra jy my hoekom. Nou, as jy my vrou se persoonlikheid ken, dan weet jy, hulle wil eers weet hoekom. Hulle wil eers verstaan. As ek soos, jy hoef nie nou te verstaan nie. Familie, ek wil hê julle moet julle hande uitstrek na my toe, dat ons kan bid. Daar's nie 'n beter manier nie, daar's my manier. Ek sê, sies, dis nie sukses vir huwelik, hoor. En hy vra sy oupa, hoe weet jy dit is sterk genoeg? En sy oupa het altyd geglimlag en gesê, my seun, as jy net hier by my bly en kyk wat ek doen, sal jy later verstaan. Nou wil ek hê jy moet hierdie verstaan. Ons is geneig as mens om altyd te vra hoekom, wat en waarom. Ons wil dit weet. Die wysheid wat die oupa hier gehad het is, as jy nie net hier inkom en vir 5 minute hier staan en sien wat ek doen en dan loop nie, dan gaan jy my nie die hele tyd vra hoekom nie. Hoekom bly jy nie hier nie en stap saam met my en werk saam met my, dan gaan jy my nie so baie vrae vra nie. So ek wil gou vra, is daar iemand wat wonder wat gebeur hiervoor? En hoe lyk dit hiervoor? En hoe voel dit om hiervoor te preek? Kom, wie wonder? So iemand wat wonder, dan moet iemand wees wat wonder. Net, ek weet, julle is nou hulle soos hy gaan iets doen met ons. Ek gaan. Steek jou hand op as jy wonder.
Joshua, jy kan nie wonder nie. Nee, ag nee, jy het nie eens sê nie. Okay, Joshua, kom jy maar hier, want die res van die mense is bang en hulle het voorwaardes. Gaan jy dit nou doen, of het jy nou voorwaardes? Okay. Joshua, ek het jou ook nodig, kom hierso. Jou kommentaar pas so perfek vir my woord in. Here, ek sal dit doen, maar jy moet net nie. Nou vat ek jou, kom hier, staan hier langs my. Staan hier langs my, sit jou voet hier, Joshua, maak my voet aan sy voet vas. Yes, ek is claustrophobic. Ek worry nie, maak vas. Okay. Nou maak jy hier bo ook vas as jy klaar is daar. Nie so styf nie. Jeez, ons moet dit weer loskry, hoor. Okay, sjap. Arm. Ek doen dit seker as vrou. Nee, aan die hand, aan die gewrig. Daar's hy. Okay. Nou mag jy niks sê nie. Jy mag net saamgaan. Okay. Sterkte. Ons weet dit is moeilik vir jou persoonlikheid. Maar kom. Ons gaan hier naartoe. Jy moet nou fokus. Daar's hy. Nee, ek wil nou daar kyk. Ons gaan nou preek. So, met ter tyd. Welkom. Kyk hoe lyk dit. Lyk nog lekker, né? Dit is lekker. Met ter tyd het die seentjie ophou vra. Hy het net nader aan sy oupa gaan sit. Hy het stil geword en hy het begin leer dat deur die nabyheid het hy geleer nie net om iemand te vertrou wat vir jou iets verduidelik nie, maar hy het verstaan omdat hy naby is. So vanoggend wil ek jou hierdie punt kom bewys. Dat wanneer ek naby is, sal ek verstaan wat die hart van die Vader is. Want ek is naby. Nou dat ek kan sien waartoe hy op pad is, Here, ek bid vir gehoorsaamheid. Nou dat hy kan sien waartoe ek op pad is, en omdat hy naby is, kan hy presies sien hoe dit voel as ek op die trappie staan. Op die trappie staan. Wow, ek Daar's hy. Okay, dis goed. Julle gaan nou sien, omdat hy langer naby my is, gaan hy begin my bewegings mimiek, want hy begin agterkom wat ons doen. Nou dat dit vir hom onbekend is, Toe wy afklim. beleef hy iets van die nabyheid, want hy voel hoe dit voel om hier te wees. Nou gaan ons kansel toe, kom. Saam. Ai. So wat gebeur wanneer ek bereid is om saam met die Here te stap? Wat gebeur wanneer ek bereid is om in dieselfde beweging as die Here te kom? Wil ek vandag vir jou kom sê, as gevolg van die nabyheid, weet hy nou presies hoe ek ryk. Hy weet presies hoe dit lyk van die vooraf. Hy weet presies hoe dit voel as jy nie interaksie het met my nie. En nie amen sê nie, sê amen. En baie keer wil die Here vir my en jou as kind van God hierdie kom wys. Hy wil vir ons hierdie diepste dinge van hom en die nabyheid van hom leer. Hy wil hê ons moet dit onthou. Hy wil hê ons moet weet uit watter posisie ons uitkom, want uit hierdie posisie uit wat ek saam met jou beweeg en ek agterkom hoe jy doen en wat jy doen, want uit hierdie posisie uit, omdat ek jou nou van nabyheid volg en nie net 'n toeskouer is nie, kan ek die openbaring kry van dit wat jy in my lewe vir my wil gee, plaas van om die toeskouer te wees en te sien hoe ander mense so openbaring lyk. Ons gesig was ernstig, was jou gesig ernstig? Ja. Mooi. Nou gaan ons terug kansel toe. Kom. Links regs mos, nie. Jy's net links. Jy het nou net goed gedoen soontoe. Maar toe het jy gelinks regs. Toe Dankie. jy terug gaan, toe gaan jy net regs. Ek sê net. Ek het so vir die Here gevra vir die regte persoon gee, want Jy het die hierdie regte preek persoon is gekry. so vir jou. Jy het die regte persoon gekry, maar sê jy nie. Want dis presies wat ons doen. Het julle gesien? Nou moan hy oor waartoe ek gaan en hoe ek dit doen. Maar jy het net nou toe Maar jy te regs ver- links, maar- jy wa- change hom. Jy het hom al gechange, maar Nee? ja. Hoekom? Example Ja, one. die sin. Jy het nie die mic nie, ek het. Ek en jy kan aanneem dat as ek en jy op 'n plek kom dat ons wil sien en wil toelaat dat die Here iets doen, dat ek en jy op 'n stadium moet begin stil bly en gaan waartoe hy my lei. En doen
wat hy doen en lyk soos hy lyk. Ophou rebelleer om saam te gaan. Ophou sukkel om die momentum te kry. Want jy sien, as ek en jy uit 'n posisie uitkom van verhouding, kan ek iets nuuts sien, kan ek iets nuuts leer. Het jy al iets geleer hiervoor? Baie ja. Okay, great. Dat ek my Maar jy raak my ding. Jesaja, jy onthou die preek is 'n uur, so jy gaan maar nou gewoond raak. So Jesaja 55 begin en hy sê die volgende: My gedagtes is nie julle gedagtes nie. Hy sê en julle weë is nie my weë nie, spreek die Here. Soos die hemel hoër is as die aarde, soos my weë hoër as julle weë, my gedagtes as julle gedagtes. Kan nou julle ons losmaak. Maak los dan. Okay, dankie. Wie is volgende? Ja, nou is hulle almal bang. Mooi Karl. Kan so Karl lekker aan 'n klap gee? Jou sitplek is daar. Ek wil vanmôre vir jou iets kom sê. Ons eerste reaksie om uit posisie van verhouding, om naby aan die Here te wees, om tyd met hom te spandeer, is rebel. Wil nie name noem nie, Kyle. Dis nie lekker nie, dis nie maklik nie, want ek moet begin gewoond raak aan iets, en hoor gou hierdie, want jy moet hierdie snap, iets wat die Here al vir jare doen, is met die mens werk. Ek doen hierdie nou al in hierdie gebou vir 3 jaar. Ek weet presies waar die kansel is. Ek weet presies hoe ver ek kan loop, dan moet ek stop. As ek my oë vanmôre toemaak, kan ek hierdie hele preek en ek gaan nie een keer van hierdie kansel afval nie. Hoekom? Want ek doen dit elke Sondag. Nou kom ek en jy en ons wil in 'n posisie van saam met die Here kom, van die posisie wat hy ons gegee het, en ons voel ons het die mag en ons voel ons het die reg om iets te sê, terwyl die Here sê, ek wil hê jy moet niks doen nie, ek wil hê jy moet niks sê nie, ek wil hê jy moet aan my vasgebind wees, saam met my beweeg, sodat jy kan sien en kan leer wat doen ek al vir jare. Sodat jy kan sien en kan voel en kan ervaar. En ek wil vandag vir julle die volgende kom sê, van ons is al jare op 'n plek wat ons nog steeds nie saam met die Here kan beweeg nie, want ons fokus nie op wat hy doen nie. Ons fokus op wat moet ek doen. Ek wil vandag vir jou sê, as ek sy oë toegemaak het, en hy gehoorsaam was, en hy het net gevoel wat ek doen, het ons baie vinniger saam gemakliker begin beweeg. Hoekom? Want hy het nie staat gemaak op homself nie. Hy moes staat maak op my. En die Here kom en hy kom sê, dat sy planne is nie soos ons nie, dit verras ons baie keer. Jy geweet, Abraham het dit nie verstaan nie, Moses kon dit nie verstaan nie, en ook nie voorsien nie, Maria kon dit nie verklaar nie, maar God se wysheid was elke keer groter as hulle verstaan. Ek wil vandag vir jou kom sê, die feit dat ek en jy baie keer op dieselfde plek vassit, dieselfde plek vasgevang bly, is omdat ek en jy nie in ritme is saam met die Here nie. Ons is nie in 'n posisie van nabyheid nie. Ons kom net vinnig op 'n Sondagoggend in, en kyk gou wat hy doen, vra 15 keer hoekom, en dan stap ons weer uit. Terwyl die Here sê, ek het nodig dat jy saam met my stap. Ek het nodig dat jy saam met my beweeg. Ek het nodig dat jy wil saam met my beweeg. Spreuke 3 vers 5 tot 6 sê, vertrou op die Here met jou hart en steun nie op jou eie insig nie. As jy kyk na niemand en moenie vir jouself sê, moenie op jou eie verstand leun nie, is wat hy verder sê dan. Nou, dis maklik om hierdie skrif aan te haal, maar ek wil vandag vir jou sê, hoe moeilik is dit om die Here te volg as jy nie verstaan nie. Is wanneer ek my hand opgesteek het in die wiskunde klas en jy sê ek, juffrou, ek het hulp nodig, wat verstaan jy nie? Alles. Ek het nie tyd om van vooraf te begin nie. Nou, okay. Jy sien, maar die Here kom op 'n plek wat hy sê, ek verlang na jou wat in ritme saam met my beweeg.
Nou gee jy vanmôre vir my vra, okay, maar hoe lyk hierdie lewe van hierdie opoffering? Hoe lyk hierdie lewe van hierdie openbaring? Ek wil vandag vir jou sê, as ek en jy nie meer 'n vars openbaring van die Here kry, wanneer ek en jy tyd met ons spandeer nie, is jy nie in ritme met die Here nie. Hy het elke dag vir jou 'n woord. Hy wil elke dag iets met jou deel, maar ek en jy is net bereid om vinnig in te kom op 'n Sondag, vrae te vra en uit te stap. En dan verwag ons die Here moet ons antwoord voor volgende Sondag, maar ek het nog nie een keer weer met hom gepraat nie. Ek het nog nie een keer weer belang gestel om vir hom te vra, wat is die rede nie. Ek het nog nie een keer belang gestel om te sê, Here, ek hoef nie te weet nie, ek wil net saam met U gaan. Johannes 14 vers 21 sê, wie my liefhet, aan hom sal ek my openbaar. Wanneer Jesus sê, ek sal my openbaar, bedoel hy hierdie, dat ek sal myself wys aan die wat my liefhet. Ek sal die volgende doen. Kyk, kom ons vat nou die ander boetie. Kom hier, ander boetie. Want Ethan, kom. Ons gaan nou die ander boetie doen. Wat sê Jesus gaan ek doen? Hy sê, omdat ek sien jy sukkel, omdat ek sien jy luister nie, staan maar daar, jy het nie voorreg om die kansel te wees. Hy sê, omdat ek sien jy sukkel, omdat ek sien jy wil nie saam met my soos een man beweeg nie, gaan ek die volgende doen. Ek gaan myself aan jou bewys. Hoe gaan ek myself aan jou bewys? Spring. Help my. Dis hoe ek stap. Dis hoe ek loop. Dis hoe dit voel wanneer ek stap. Dis hoe dit lyk wanneer ek draai. Want ek wil hê jy moet dit voel. Ek wil hê jy moet dit sien. Ek wil hê jy moet weet hoe swaar hy word. Maar ek wil hê jy moet verstaan dat dit is my hart. My hart is om jou vas te hou. My hart is om vir jou te wys, dis die ritme. Dis wat ons doen. Nou dat jy dit het, okay, jy's groot genoeg. Kom. Jy het dit nou gevoel. Jy het dit nou gesien. So kom ek en jy beweeg saam. Kom ek en jy gaan iewers heen. Kom ons stap nou saam. Hoekom? Want hy was bereid om te sê, ek gaan myself aan jou openbaar, en as jy dit nie sien nie, gaan ek vir jou sê, spring. Help my. Jy spring so cute. Ja. Kyk, ek is nie my broer, Nee, ek ek sien luister. so. Kom ons gee vir manne klaar. Ek het dit nog as jy gewonder het. Ja, jy weeg niks. Kan ek en jy gou vanmôre hierdie vang? Kan ek en jy gou vanmôre hierdie besef? Wat sê die Vader? Hy sê, kan julle ophou hierdie so gekompliseerd maak, terwyl ek jou net wil lief hê. Terwyl ek wil hê jy moet my lief hê en in verhouding saam met my stap. Dis al wat ek wil hê. Volg my. Stap saam met my. Ek dink aan Maria Magdalena. Sy het by die graf gebly terwyl almal gegaan het. En sy was die eerste een wat die opgestaande Here gesien het. Hoekom? Want daar was 'n tyd in haar lewe wat Jesus gesê het, spring op, stap saam, voel my ritme, weet wat ek doen. En die oomblik toe sy dit doen, het sy die openbaring van die feit dat hy het gesê, hy gaan weer opstaan. Ek sal hier wag, al is die steen gerol voor die graf, al staan die wagte hier, al beman hulle hier die plek, al verwag niemand hy gaan opstaan nie, al het die disippels, hoor, klaar geloop en gesê, Jesus is dood, hy kom nie. Hulle het vergeet, hy het gesê, na 3 dae staan Maria Magdalena, omdat sy bereid was om te sê, Here, ek sal spring in die arms, ek sal voel en ek sal sien waartoe jy op pad is. Het sy gewag, het sy gestaan en gesê, hier sal ek bly, want hy het gesê. Kan ek jou vanmôre vra, wanneer laas, toe jy die graf toesien, toe jy die wagte sien staan, toe jy sien die feit, dat dit wat die Here gesê het, fisies onmoontlik is, was jy bereid om te staan en te wag. En sy het die voorreg gehad, omdat sy bereid was om te wag, om die heel eerste keer die opgestaande Jesus te sien. Hoekom? Want haar liefde vir Jesus was haar openbaring van wat hy gesê het. Jy geweet dat liefde sien wat ander miskyk.
Jy het geweet? Liefde mis wat ander miskyk. 1 Korintiërs 8 vers 1 sê, kennis blaas op, maar die liefde stig. Jy geweet dat kennis gee jou inligting. As ek en jy hierdie woord ken, dan het ons die inligting van die woord, maar liefde gee vir my en jou die openbaring van wat hier staan. Liefde maak dat hierdie woord 'n lewendige, kragtige, tweesnydende swaard is, wat sny tussen murg en been. Ek wil môre hierdie vir jou nog so bietjie verder vat as ek mag. Kan ek? As julle nog hier kry julle warm, moet ons bietjie fans aansit. OK. Jy geweet, en hierdie is so bietjie teenstrydig, teen dit wat ek en jy glo. Want het jy geweet, dat nabyheid aan die Here leer my wat my kennis nie kan nie. Nabyheid aan die Here leer my dit wat hierdie boek my nie kan leer nie. Want ek is in ritme met die Here. Psalm 25:14 sê die geheimenisse van die Here is vir die wat hom vrees. Hy maak sy verbond aan hulle bekend. God praat intiem met die wat naby aan hom leef. Jy kan maar lees oor sy vrede. Jy kan maar lees oor die feit dat hy die storm stil maak, dat hy op die water gestap het. Maar ken jy die vredevors? Ken jy die autoriteit van hom wat sê, storm, wees stil? Jy kan lees oor sy getrouheid, maar wanneer jy saam met hom deur die moeilike tye en die nuwe seisoen gaan, kan jy getuig van getrouheid. Johannes 14:5 sê, bly in my en ek in julle, sodra my, sonder my kan julle niks doen nie. Ek weet nie wat ek hier getik nie. Sjoe, dis nie wat daar staan nie. Hy sê, bly in my en ek in julle, want sonder my kan julle niks doen nie. Om te bly by die Here beteken nie ek kom besoek hom net elke Sondag nie. Hierdie is veronderstel om my en jou celebration te wees van die week waar die Here ons gedra het. Hierdie is veronderstel om te wees die plek wat ek sê, Here, dankie dat U my deur hierdie week gedra het. Dankie dat U hierdie week vir my goed was. Dankie, Here, dat hierdie week ek kon sien wat U doen. Hoekom? Want ek is in 'n nabye verhouding met hom. Ek begin afsluit. Ek dink die moeilikste deel vir my en jou van kind van God is om te weet dat ek en jy hoef nie alles te verstaan nie. Ek en jy hoef nie te weet hoekom nie. Gaan kyk in elke groot gebeurtenis in die Bybel. Gaan kyk na Dawid en Goliat. Gaan kyk vir Moses by die Rooi See. Die Here sê vir hom, gaan see toe. Dis nie asof die see ewe skielik opgedaag het daar nie. Julle het dit geweet. Hulle het geweet, hulle gaan deur die woestyn en hulle gaan 10-1 in die see vasloop. Hulle het dit geweet. Dis nie asof daar ewe skielik, o Here, nou is hier 'n see, ons het nie geweet hier's 'n see nie. Hy het dit geweet. En die Here vat hom voor die see en wat sê hy vir hom? Moses het nie verstaan nie. Moses het nooit in sy lewe verwag dat dit gaan gebeur nie. En ons weet wat gebeur het. Kyk vir Noag. Noag het nog nooit in sy lewe reën gesien nie. Hy het nie geweet wat reën is nie. En die Here sê vir hom, het gaan reën. Hy sê, wat is dit? Kan ek dit eet? Wat gaan gebeur? Hy weet nie wat dit is nie, maar wat doen hy? Hy bou 'n boot. Hy het nie verstaan nie. Nou wil ek vandag vir jou kom sê, as ek en jy hierdie klein dingetjies wat ons voor die Here bring, wat dalk vir jou so rooi see lyk, of dalk vir jou so 'n ark is wat jy moet bou, wil ek vandag vir jou die volgende kom sê, hoekom as ons hierdie sien, as ons hierdie weet, wil ek vandag vir jou sê, hoekom is dit nie 'n realiteit in jou lewe nie? Dis nie 'n realiteit in jou lewe nie, want jy stap nie teen sy nie.
As jy wonder hoekom jou deurbraak nie kom nie, as jy wonder hoekom ek in die woord lees wat alles wat die Here doen en ek sien dit nie in my eie lewe nie, moet jy nie begin soek by hoekom die Here dit doen nie. Jy moet begin jouself vra, waar is ek nie meer aan hom vasgebind nie? Waar is ek nie meer in ritme met wat hy doen nie? Gaan die vyand houe slaan, gaan die vyand goeders doen, 100%, maar kan ons ophou die Here daarvoor blameer? Kan ons meer vir onsself sê, Here, ek is aan die sy, Here, ek loop saam met U, want hy sê in sy woord, herinner my aan my beloftes. As ek en jy doen wat hy vra, as ek en jy doen wat hy sê, en ons is aan die heup met hom vasgebind, en ons beweeg saam met hom, en goed gebeur in ons lewens, kan ons hom herinner aan sy woord. Wat sê, Here, ek is getrou aan dit, ek doen hierdie, ek doen wat U vir my vra, Here, so ek vra dat U hierdie ook vir my hanteer. Hoekom? Want ek herinner U aan die beloftes. Wat sê, ek is die kop en nie die stert nie. Wat sê, goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Nee? Staan dit in jou Bybel ook? Kan ek jou sê, hoekom met daai woorde wat ek en jy spreek, wat ons uit kennis uitspreek, nie getuiker krag nie, want die Here staan daar, en ek en jy staan hier, en ons is nie saam in beweging met hom nie. Dan dra daai kennis van jou niks krag nie. Maar wanneer ek in verhouding met hom staan, wanneer ek in beweging met hom is, en ek verklaar dit, wil ek vandag vir jou sê, dan doen hy dit. Want hy sê, ek het nodig dat jy saam met my in beweging is. Want as jy saam met my beweeg, gaan jy weet, hoekom vat ek hierdie, en ek sit dit hier, en hoekom skuif ek hierdie, en ek sit dit hier. Maar nee, Here, ek het nie die tyd nie, ek het nie die krag nie. Hy sê in Jakobus 4:8, nader tot God, en hy sal tot julle nader. Punt. Kan ek jou vra om hierdie week dalk nie die kennis te gaan soek nie? Kan ek jou vra om die nabyheid van die Here te gaan soek? Daar's krag in repetisie. Daar's krag in doing the same thing. Want dan kan die Here vir jou wys dis wat my hart is. Moenie oor hom leer nie, woon in hom. Liefde plaas my en jou in 'n posisie waar ons verhouding met die Here het en 'n vars nuwe openbaring het van wie hy is en wat hy doen. Mag ek en jy op 'n plek kom wat ons sê, Here, ek wil nie net weet van U nie. Ek wil nie al die kennis hê om elke skrifgedeelte wat iemand quoteer op te sê nie. Ek wil die krag van daardie skrif ken, leef en doen. So kan ek jou vanoggend uitdaag. Of dalk langs die Here te gaan staan en te sê, Here, ek het die ritme so bietjie verloor. Here, ek het so bietjie vergeet, Here, hoe ons stap. Sal U my asseblief weer optel in U arms, dat ek naby aan die bors is, en dat ek kan sien en kan voel hoe U met my stap. En Here, dan vra ek dat wanneer ek gereed is, U my sal neersit, en nie 'n oomblik vroeër nie. En Here, ek bid dat U my geduldig sal hou, totdat U my neersit. Dat ek niks vinniger sal wil verwag nie, en niks vinniger wil hê nie. Maar dat ek sal sê, Here, hier is ek, gereed, om in U arms te spring, om weer in ritme te kom. So kan ek jou vanoggend vra. Want ek weet, ek het vanoggend met 'n paar harte gepraat. Ek weet, vanoggend het ons 'n paar realiteitschecks gehad, om onsself te herinner dat ons moet op 'n plek kom van nabyheid. And not just a quick visit. Not just a quick pop-in. Hallo, ek wil net gou kyk nie. Want dalk is die enigste tyd wat jy met die Here praat, is net voor jy eet, want dit is al wanneer jy bid. Maar ek en jy na die nabyheid van die Here toe kom en sê, Here, hier is ek. Wys my, leer my, gee my die geleenthede om nie net hierdie te ken nie, maar dit te leef, te openbaar, omdat ek dit by U gekry het, en dit dan te verklaar. So kan ek jou volgende uitnooi, as ek met jou gepraat volgende, wil nie vinnig opstaan nie. Wil jy nie vinnig opstaan nie, ek wil net vinnig vir jou bid. My gebed is vanmôre eenvoudig. En ek wil hê jy moet dit agter my aanbid. Here, hier is ek, gereed om in U arms te spring. Vang my asseblief.
Leer my, wys my die ritme wat U beweeg. Help my om nie te rebelleer daarteen nie, maar om saam met dit te gaan. Help my om nie paniekerig rond te kyk nie, maar om U te vertrou. Want dit wat ek weet van U is genoeg, maar ek het nodig dat U dit aan my openbaar, omdat ek naby aan U is. En omdat ek naby aan U wil wees, help my Here, met die liefde van Jesus. Amen. Amen, amen. Nou